Vir uithou vermoë, politieke partye soos hierdie wat steeds die geloof, die wilskrag en die energie het om Jacob Zuma te probeer kry om die regte ding te doen. Sterkte. Ek het al lankal eintlik vrede daarmee gemaak dat niemand vir Zuma gaan vang voor Vader tyd nie. Kom ons gee 'n bietjie punte. 8 uit 10 vir die veiligheidsreaksie en voorkomende beplanning om volslaa anargie te keer met 30 Junie se March and March protesoptog. Ek dink regtig baie van ons het half erger verwag, ook omdat ons nog die optogte in KwaZulu-Natal in 2021 onthou. So dit kan gedoen word, dit sien ons nou, maar dan moet daar bereidwilligheid wees om die privaat sektor, in die geval privaat veiligheids- en intelligensiedienste, te betrek. Ek sê 8 uit 10, want daar was daarom ook nie geen skade nie, en vir 'n dag was ons ekonomie in reverse gear. In plekke in die Johannesburgse middestad, asook Soweto en Germiston, was daar ook vuur en vandalisme, dieselfde ou storie. En ek sê 8 uit 10, want ek is baie versigtig om krediet te gee aan politici, wie se beleide en korrupsie eerstens vir sosiale konflik soos hierdie verantwoordelik is. Ek weier eintlik om vir hulle 'n punt te gee. Maar kom ons deel eers al die hoë punte uit. Die 10 uit 10's. Vir uithou vermoë, politieke partye soos hierdie wat steeds die geloof, die wilskrag en die energie het om Jacob Zuma te probeer kry om die regte ding te doen. Sterkte. Ek het al lankal eintlik vrede daarmee gemaak dat niemand vir Zuma gaan vang voor Vader tyd nie. Nietemin, 10 uit 10 ook vir 'n burgerregte organisasie wat intree waar die staat so stikkend is dat rou riool in die strate afvloei. Welkom in welkom. Die mense van Lichtenburg en Parys sê, ons ken julle pyn. 10 uit 10 vir Solidariteit se regsnetwerk, wie se volgehoue druk tot 'n hofuitspraak gelei het, wat die Regspraktisynsraad dwing om te verduidelik hoe op aarde hy besluit het Afrikaans moet uit prokureurseksamens uit. Ook vir Solidariteit se ambagsnetwerk, wat hofstukke beteken het op openbare instellings wat ambagsmanne se kwalifikasie so blaatant minag, deur nie hulle rooi seel sertifikate uit te reik wat hulle verdien het nie. En dan vir Solidariteit se kommunikasienetwerk, wat moes druk toepas om die land se kommunikasieowerheid, ICASA, te kry om te sê dat nuusinhoud soos dit wat geskep word deur byvoorbeeld Marula Media wel binne perke deur kleiner gemeenskapsradiostasies gebruik mag word, daar waar redaksies en hulpbronne maar klein en min is. Hierdie reëls raak ook podcasters en deesdae is daar van hulle mos baie. Nou al hierdie dinge klink soos klein oorwinnetjies, maar is in werklikheid baie, baie groot. Gaan sluit ook aan by jou beroepsnetwerk in jou beroepsveld op Solidariteit. Ons maak mekaar so sterker. Terug na die punte toe en nog hoë punte, wel, vir die fotograaf wie se foto kom bevestig, daar is werklik waar nog 'n olifant in die Knysna bos oor. Vir Venus Williams, wat op 46 nog by Wimbledon kan tennis speel, dis verstommend. En punte vir die petrolprys wat met R2 en diesel wat met R3 afkom. Maar ook daar net 'n 6 of 'n 7 uit 10, want dit is nog nie naasten by genoeg pynverligting nie. 5 uit 10 vir Bafana Bafana. Ja goed, 'n veranderde formaat het hulle die eerste keer ooit 'n kans in die Wêreldbeker uitklopronde gegee, waar Bafana toe skaars 'n skoot laat waai teen Kanada, 'n land wat eintlik ijshokkie speel. Ek gee wel vir Bafana 1 punt meer as vir SA Rugby, en hoor my uit, 4 uit 10 vir die pryse van toetsrugby kaartjies, van tussen R1000 en R3000 per kaartjie. Kranksinnig man, dit hou gesinne weg. Ja, hierdie punt geld wel nie vir Rassie en sy boksspan self nie. Hulle is tops, en ek dink hulle is ook vies dat Ellis Park nie vol gaan wees nie. 4 uit 10 ook vir John Steenhuisen, vir hoe skoppend en skreeuwend hy toe ook nog sy ministeriële pos verlaat het. Is sy punt 'n bietjie hoog? Sê jy in die kommentare. Hy is baie kwaad vir baie mense en hy vaar dan uit Afri-Mega, nationalists, tribalists, conservative white voters. Hulle hoort nie by die DA nie, sê hy. En die onderhoudvoerder van News24, Adrian Basson, knik en sê amen. News24, ons hoef ook nie eers vir hulle 'n punt toe te ken nie. Die opskrifte soos hierdie en hieronder wys waarheen hulle op pad is. Dalk moet hulle nog Max de Pre meningsstukke plaas, wie weet,
Nog aanvalle op alles Afrikaner of op die solidariteitsbeweging. Dit lyk of dit werk. Max, hy kry 2 uit 10 vir sy jongste onderhoud oor 'n boek van hom wat buite proporsie groot blootstelling in die linkse media geniet. En waarin hy maar net weer oor die solidariteitsbeweging afpak teenoor Netwerk 24 hierdie keer en woedend is vir hoe daar vir die Afrikaner ingetree word op soveel vlakke. Kyk, sy punt sou 0 gewees het, maar 'n ou moet hom bewonder dat hy na so lank nog volhard met 'n stryd wat ANC transformasie ideologie so goed praat. So amper asof hy glo wat hy sê. Maar die laagste punt is vir die absolute wetteloosheid wat ons wetstoepassingsagentskappe geïnfiltreer het. Asof dit nie erg genoeg is dat die adjunkhoof van die polisie se misdaadintelligensie-eenheid geskort is vir sy betrokkenheid by misdadigheid nie, word die einste Feroz Khan toe nog geskiet ook 'n paar dae voor hy voor die Madlanga-kommissie moes getuig. Hy is ook nie die eerste slagoffer van 'n sluipaanval wat uit hierdie misdaadnes voortspruit nie. Die misdaadnes is ons strafregstelsel en dit is 'n absolute demper op die gemoed van enige Suid-Afrikaner wat vertrou op die goeie om te seevier. Veral ook vir daardie al kleiner groepie mans en vroue in die polisie wat nog daar is om te dien en dit aanhoudend doen terwyl die hoës alles in hulle vermoë doen om die polisie se naam deur die modder te sleep. Dis teen hierdie gemors in ons land se leierskap wat Suid-Afrikaners moet protesteer. Want dit is op daardie vlak wat die ware onheil dag in en dag uit om ons gebeur.